Mike. Baie welkom weer eens terug. Dankie man, dankie vir die geleentheid, hallo julle almal. Altyd lekker om jou hier te hê, want ons kry altyd bietjie ietsie om aan te kou na jy met ons gesels het. Ja. Nou, Waaroor kan ons vanaand? Ons kan oor vanaand sê ons fokus op die praktiese moets en moenies wat jou daaglikse lewe kan beïnvloed, van veiligheid tot gesonde gewoontes, natuurlik saam met Mike Bolhuis, 'n bekende ondersoeker en veiligheidskenner, en wat sy insigte saam met ons gaan deel. Nou Mike, as ek kan begin met 'n vraag, wat is gewoonlik die grootste foute wat mense in hulle daaglikse lewe doen, wat hulle veiligheid in gevaar stel, en dan, hoe kan ons onsself beter beskerm, natuurlik teen die kuberbedreiging en bedrog van ons tyd? Onoplettendheid. As jy, en dit kom maar ongelukkig met as jou kop vol is van 'n ding. So die eerste moed en moenie wat ek wil noem saam, is as jy wakker word in die oggend, en jy is ongemaklik oor 'n ding, gaan sit een kant, verwerk dit, al vat dit net 'n minuut, 2 of 3, en vat selfs pen en papier, skryf dit, of praat met iemand, of wat jy ook al moet doen, but get it sorted, want wat jy nie kan doen nie, is om met 'n onopgeloste ding wat jou onoplettend nalaat, in die kar te klim, te ry of enigiets te gaan doen, terwyl jou kop vol is van iets wat jou aandag aftrek. As jy vandag nie oplettend is nie, kan jy in 'n ongeluk beland, jy kan verkeerde besluite neem, jy kan dinge nalat, jy kan probleme vir jouself en vir ander veroorsaak, en almal wat luister weet waarvan ek praat, dit gebeur. En dan, obviously, waar die kop van vol is, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. En dit kan jou hele dag, en wat ook al vorentoe beïnvloed. So dit is definitief moed en moenie, wat deurgevoer moet word. Het jy enige ander vraag gekry, of iets waaraan jy dink, wat jy ook reken is, iets wat 'n ou net bietjie moet bespreek? Ja, want weet jy wat, ek sal dink, en ek weet jy's 'n gesonde mens, wat 'n eenvoudige moeds en moenies kan mense dan volg om meer gedissiplineerde en 'n produktiewe dag te hê, is soos jy nou gesê het, maar 'n gesonde roetine. Wat is jou opinie? Ja, mense het baie lui geraak. Ek gebruik altyd die stelling van hoe lui die mense geword het deur vir hulle te vra hoeveel toilets het julle in die huis. Dan vra ek vir hulle watter een is die verste. Dan klik hulle al klaar. So mense vat maar kort pad, joh. Stap na die maklikste toilet toe, vermy trappe. As hulle vir die buurman gaan kuier, ry hulle soontoe. So daar's nog 'n moed en moenie wat 'n ou na moet kyk. Jy moet bietjie meer beweeg. Jy kan nie 'n couch potato raak nie. Jy moet oefen. Jy moet, soos jy gesê het, jy weet, dit is werklik waar so, en ou sien dit al hoe meer, hoe ongesond mense is. Mense wat op jong ouderdom hartaanvalle kry. En in die laaste paar jare het ons baie mense verloor, onder die veterane, onder die paramedics, onder al die ander weermag entiteite, spesmagte en mense wat ons almal ken, wat net as jy weer hoor is hulle of baie sieklik of oorlede of het baie seer gekry en ander maniere ook. So ou moet na jou liggaam kyk. Jou liggaam is soos 'n kar, as jy hom nie behoorlik diens nie, gaan hy op 'n stadium staan. En dan partykeer is die skade so erg dat jy weet, soos die mechanic vir jou nou sal sê, jy het nou hierdie kar geheel en al opgefok van 'n kant af. So hy moet nou heeltemal oorgedoen word. En dis die laaste wat jy wil hoor oor jou liggaam. So ja, jy weet, weer eens in die oggend opstaan. Ontbyt is vir my die belangrikste, alhoewel ek nie altyd hierdie reël toepas nie. Ek probeer voor 11 uur 'n behoorlike maaltyd eet.
maar ek oefen nou 'n ander program as die meeste mense. So, ek eet net eenmaal 'n dag. En dit is so 11 uur, 12 uur se kant. En dit is my hoofmaaltyd. En dan eet ek so, as ek hierna klaar gepraat het, sal ek ietsie kleins en liggies eet. En met vrugte. Partykeer eet ek 3 maal 'n dag, dan sal ek bietjie vroeër eet en dan hierso so, maar ek eet altyd voor 4 uur. Ek hou nie daarvan om 'n hoofmaaltyd te eet, 'n groot maaltyd voor ek gaan slaap nie. So dit kan ook baie ongemaklikheid vir ouer mense veroorsaak. En jy weet, dan moet jy maar heeltyd op jou linkerkant lê, want jou linkerkant is jou beste kant om op te lê vir jou orgaanstruktuur in jou liggaam vir vertering. Maar baie mense gaan slaap en is ongemaklik vir alles hulle swaar eetes geëet het, soos vleis en so voort. Maar wat ek eintlik probeer sê is met hierdie rondspring van raad en adviesies en goed so tussenin noem is dat 'n ou met jou liggaam ken en jy moet hom aktief hou en jy moet behoorlik na hom omsien. Nou dit gaan ook alles oor geld, né? Nie almal kan R2000 'n maand spandeer vir vitamines nie. Vitamines is duur. En nou moet jy huiswerk gaan doen, want jy kan 'n klein huisie vol vitamines koop en as jy dit verkeerd drink, dan pie jy dit net uit. So, ou moet bietjie huiswerk gaan doen en jy waar apteker vra in jou huisdokter. Maar mense, ons sit met 'n groot probleem as baie arme mense hoor. Ja. Wat net in survival mode is. Hulle kan net die kos bekostig op 'n daaglikse basis. Hulle klein budgets. Dit is baie erg en dit is iets wat my so ontsettend ontstel, dis die armoede onder mense. En ek het daagliks daarmee te doen. Jy weet, jare terug sal ou jou bel en vir jou sê, luister, hier is vir jou R20,000 doen 'n ondersoek. Vandag bel hy jou en sê vir jou, hoe kan ek jou R2,000 'n maand gee? Sure. Jy weet, daar's mense wat jou R200 'n maand offer. Daar's mense wat ons offer om die gras te kom sny. Ja. Ek meen, daar's daagliks mense wat ons vra vir almos en geld en kos en klere. Daagliks. En dis nie net by my nie. Ja. Dis oral. Ja. So die luisteraars hierso moet self ingeligte besluite neem van hoe hulle na hulle liggame en hulle daaglikse lewe die moeds en monies gaan toepas. Maar daar is goed wat jy kan spesifiek sê, wil jy moenie dit doen nie. En dan doen jy dit nie. En enigiets wat jou liggaam benadeel, moet jy nie doen nie. Kom ons noem 'n voorbeeld. Baie arme mense rook. Moet dit nie doen nie. Spaar daai geld vir 'n sigaret en koop ordentlike kos. Baie arme mense drink. Jy weet, ons grap al daaroor, ons sê die arme mense, ons maak altyd grappies oor brakpan en al die plekke. Jy weet, die mense het nie geld nie, is baie arm, maar hulle kuier aanhoudend en hulle is aanhoudend besig met parties en allerhande goed. Hoe is dit moontlik? So jy weet, die penny drop nie altyd nie, want daar is maar die onnoosheid onder die mense en partykeer net eenvoudig klein aspres dwars en rebels. Want jy sal altyd 'n ou kry wat na so 'n gesprek sal luister en sê, fuck dit, ek maak en breek en doen wat ek wil. Dis my lewe, so wat, ek rook en bak. My oupa was 90, toe hy rook en dood, so what the fuck. Jy kry hierdie stellings, jy kry mense wat sê, asseblief dit, die rebels is en net dwars is. En nie 'n behoorlike gesprek omtrent hierdie onderwerp kan deurvoer en net kan doen, maar weet jy wat, op die einde van die dag, jy weet, jy kry mense wat baie oud raak en nooit siek word nie. Ek ken 'n oom, wie ek na omsien, en hy sal amper by die 90, en hy word nie siek nie. Ek weet nie van die keer toe hy eers verkoue gehad het nie. As hy vir sy internis ondersoeke eenmaal 'n jaar gaan, dan tik hy al die boksies wat sê negatief, hy het nie cholesterol nie bloeddruk nie. Ek dink die enigste pilletjie wat hy drink is Ecotrin, net vir sy, dat sy bloed net dat dun genoeg is vir sy bloedvate. That's it. Jy kry dit. Maar jy kan nie omdat iemand anders dit beleef sê, jy gaan nie na jou liggaam omsien. So ek dink die ander moeds en moenie wat ons net definitief vir mense altyd sê is,
stap maar 'n bietjie verder, wees maar 'n bietjie meer aktief, eet goed, werk 'n behoorlike dieet en voedsel- en vitamienprogramme uit, oefen en wees aktief. So die eerste een wat ons gepraat is oor die mind, kry die mind skoon. As daar iets is in jou mind, verwerk dit, hanteer dit en then move on. Moenie dat jy jouself in 'n dwaal bevind nie en dat dit jou met jou kop smokkel en jou beheer nie. Dit gaan moeilikheid veroorsaak. So ek weet nie of daar ander onderwerpe is wat jy dalk opgetel het met wie iemand iets ingestuur het of iets aan wat jy aan kan dink. ons nar Bix is al weer hierso. Nee, kyk, Bix gaan altyd iets te sê, so. Hy sê, ek lyk nog Bix, een. ek het 'n volgende moedsinmonie vir Bix. Bix, as jy toilet toe gaan, lig die fucking toilet seat op. En moenie soos 'n gieter oral pis en sprei nie. So, lig die seat op, en as jy klaar is in een geval, vat die extra 3 velletjies toiletpapier, en doop jouself net ten minste droog, want jy nie daai moerse oranje kolle in jou onderbroek het nie. En daarna vat jy nog 3 velletjies papier en jy vee die hele rand en alles net bietjie af. En daarna flush jy, my chom, flush. En as jy klaar geflush het, dan vat jy daai toilet spray vir 'n keer. Jy sprei dit nie onder jou arms nie. Jy sprei dit oor die hele toilet, sodat as jou vrou kom, dan het sy 'n droë seat en 'n plek wat lekker ryk en nie al hierdie misty pis all over the place. Dis vir Bix. Hy sê so, ek lyk nog een, vat baie vitamin bier. Yes, dan sy eers geel, dan pee hy soos molasses. Dan sit so 'n molasses stroop. Ja nee, kyk, kom ons praat gou oor die toiletries, want die mans moet nou maar luister. Die mans is baie keer geneig, hy storm net in en pee en ek meen, wat vat dit net om net eenvoudig higiënies altyd te wees? Ja. Ek meen, as jy die toilet toe gaan, vee behoorlik af, nie net instorm soos 'n Macau skyt en een velletjie vat en jou hele hand vol en deur en afvee en uitstorm en carry on. En oral en almal wat jy groet, en as jy jou neus vat, dan bereik jy jouself. Asseblief tog, vat bietjie meer papier, vee behoorlik af. En maak jouself behoorlik skoon en los die toilet netjies vir die volgende persoon. En was jou hande. Hoeveel mense was nie hulle hande nie? Maar die mense is baie keer geneig om oorhaastig te wees. Ek kry dit nie sommer by vrouens nie, maar by mans. En jy kry my nie by 'n publieke toilet nie, want daar is nie 'n manier nie. Ek hang soos 'n vink daar, as ek moet gaan, maar ek sê vir jou, al moet ek myself so inhou, dat ek ten barstens is, that's what I'll do. Of al moet ek iets in my eie kar gaan doen, in 'n botteltjie of in 'n bakkie, jy kry my nie in 'n publieke toilet nie. En as ek by een of ander konferensie of by plek is, dan weet ek nou, as ek loo toe gaan ek eers my eie skoonheidskunde toepas daar binne, voor ek enigsins sit op iets. So ek is eng, ek kan dit nie sê is 'n probleem nie, ek voel almal moet so wees, ek is baie perfectionisties, maar ek is verskriklik eng oor netheid. Ek hou van lekkerheid goed, ek gebruik baie duur en lekker parfuum, dit is nou my hobby, dit is wat ek like om te versamel. So ek hou van netheid, jy weet, soet en taai en al daai goed. En dit is vir my net, en ek wil niemand, jy weet, ja, ek wil almal maar ongemaklik maak, alle mans, net van hulle te sê, jy's nie 'n sissie as jy skoon en netjies is nie. Jy sal baie meer respek afdwing. Jy's nie 'n slapgat en 'n niks werd, as jy nie so as enige ou net by 'n piskrib staan en pis nie. As jy anders is en jy is skoon en net, en is dit nie te sê dat jy is nou nie 'n real man nie. En hy moet versigtig wees daarvoor, want ek het in die verlede al baie ouens wat hulle morsdood gelag het en gevinnig gehad het en selfs stellings en stupid stellings gemaak het van hoe weird ek is en omdat ek so is. But it doesn't make me a lesser man. Dit is hoe ek is en dit is hoe ek lewe. En ek kan jou verseker, ek is nie 'n sissie nie.
Want ek daag maar enige ou uit wat reken hy het sy manier van evolutions en toilet stories doen, om maar of my te kom armdruk of 'n fight op te sit. Ek sal my man kan staan. So ek het my krag, ek het my vermoë, en ek doen alles wat ek kan doen, en my werk, ensovoorts, maar in dieselfde proses is ek skoon en net op al my liggaamlike elemente en parte, en ek ryk lekker, en ek wil professioneel en goed se klee voorkom. So so die nog 'n mommie is, jy weet, higiëne is so 'n belangrike ding. Nou hier is die shocker wat meeste mense nie weet nie. Jou ali is die item op jou liggaam. Kom ons praat van orifices, openinge op jou liggaam. Is jou ali die een met die minste kiem het. Jou een wat die meeste kiem het is jou neus, en jou mond, en jou oë, en jou ore. Hoekom? Want dit is oop in die daaglikse lug en publiek waar jy jouself bevind. Dan jou hande. Jy kan enige dokter dit gaan vra, jy kan hierdie stukkie vir die dokter speel, en vir jou sê, jou ali het miskien 1, 2 of 3 kieme, en met al die moderne kosse miskien 10. Maar die meeste kieme wat jy optel, tel jy in jou oë, in jou neus, in jou mond op, weens jou asemhaling. En jou oog is die wonderwerk der wonderwerke, want hy hou homself heeltemal skoon deur die knip en die vok wat hy het, en hy druk. Baie keer kan jy voel daar's goed in die kant van jou oog wat uitgaan, en in die binnekant ook. Dis nie noodwendig slaap nie, dis goed wat hy uitforceer, wat in die oog, maar kieme is nie noodwendig stukkies en goed en. Dit is mikroskopies klein, en wat verskriklike siektes en goed kan veroorsaak. So, as jy net jou liggaam en al jou openinge op jou liggaam behoorlik na kyk, en gesond is, die kans is ook baie minder, dat jy verkoues en siektes gaan optel, want jy hou dit skoon, en jy's preventative. Kom ek sê vir julle, ek was my hande aanhoudend. Ek groet ook nie mense met die kaal hand nie. Mense wat my ken weet dit nou al, ek doen die visbank. En as ek toevallig nou iemand moet groet met die hand, dan was ek my hande daarna. En ek maak altyd my ore behoorlik skoon met die Johnson stokkies en goed, en ek maak altyd gebruik van antiseptiese middels, altyd, en ek doen elke oggend olierige oogdruppel vir my, om die oë bietjie olierig te hou, want hulle kan droog raak, en veral as jy ouer is dit wat gebeur, en die aand doen ek dit ook, en ek doen 'n neusprooi, ek doen al die tandeborsel, al daai goed, en ek doen daarna daai goed wat die kak uit jou uitbrand, wat jy jou mond mee uitspoel. So I do all of that, want ek glo aan daai higiëne, jy moet dit toepas, en dit maak 'n groot verskil, en mense doen dit nie. So 'n moed vir my is die konsentrering op higiëne, veral hande was, want jy kan by enige plek gaan sit, mens, en kyk wat doen mense met hulle hande. Gaan sit net in 'n restaurant, en veral as mense nie weet dat hulle gesien word. Ek het al mense gesien wat die verskriklikste graue werke in hulle neus uitgevoer het in 'n kar, terwyl hy wag by die robot. Ek het al mense gesien wat die verskriklikste tande grou werk doen. Het jy agtergekom hoeveel mense na hulle geëet het, wat se moves maak hulle met hulle monde? Hulle is nie altyd respekvol en vat 'n tandestokkie en gaan na die badkamer toe nie. Nee, in die publiek grou met die vinger, met die naels. Partykeer van die mooiste girls, kom dit nie eens agter nie, sommer met die naal in die mond. Trek die gesig heeltemal hier op aan die een kant in die mond, grou in die mond, 'n stuk slaai of wat ook al, of vleis. Weet wat, dit is, doen jouself 'n guns, my luisteraars vriende. Gaan sit bietjie in 'n publieke plek en kyk wat doen mense met hulle hande. Hy vat aan alles daartoe waartoe hy gaan. Hy vat aan die roltrap lening, hy vat aan deure, en as ek nie en hy meen ek hy of sy. Vat aan alles.
En dan met die einste hande is hulle in die mond, in die neus en in die oog en in die ore. Ja. So that's a huge problem. Jy moet baie versigtig wees met jou hande, want naas jou sintuie op jou gesig, wat openinge op jou liggaam is dit die tweede meeste kiemopnemer van jou liggaam. Ja, mens moet So maar, dat is nou 'n interessante ding, dis die moeds en moenies wat die liggaam nou betref. Ja, en as jy nie water het om jou hande uit, ek het altyd so klein botteltjie sanitizer wat ek in elk geval op my hande spuit, want mense het so gewoond geraak in die COVID-tyd, dat 'n mens nog steeds daai routine weet, en ek self ook, as ek na 'n shopping center toe gaan, dan, ek was so geneig om die naaste parkering te kry, maar weet, hoe ouer jy word, en hoe jy weet, later jy in jou jare word, moet jy besef dat, jy weet, ek gaan parkeer eerder op die ver kant, en dan weet ek het nog extra loop om te loop. So dit is 'n routine wat ek vir myself, weet, begin doen het nou op ons ouderdom van 60 plus. Maar, om terug te kom by die moeds en moenies, kinders en gesinne, moeds en moenies van hulle. Ja, ek wil net iets nog by sê, jy weet, mense hoes en proes kwaai, jy weet 'n hoes, né? As jy regop staan en jy hoes voor jou, versprei hy tot 15 meter vorentoe. So. Ja, so nou weet jy, nou loop jy deur 'n mall, daar het 'n ou nou net verbygeloop daar en uitgehoes, nou loop jy deur sy hoessel wat so in die lug gaan. So, ou moet verstaan, waar jy in publieke plekke is, gaan jy baie kieme optel wat in die lug is. En dis kom die eerste goed wat ons genoem het, na jou liggaam, na jou kyk, en hierdie laaste een wat ons nou genoem het, so belangrik om toe te pas. Ja, moeds en moenies in families is natuurlik dit wat ons al baie keer oor gepraat het. Dit is 'n absolute moet dat gesinne kwaliteit tyd saam moet spandeer. Jy moet jou kinders leer in die weë van die Here, en dit sal vir jou vrugte afwerp as hulle oud is. Die Bybel sê dit, Salomo die slimste ou het dit gesê. Dis die moeite werd om Salomo 1 se boeke te lees, Salomo 1 van die eerste hoofstuk tot die 4de hoofstuk oor van Salomo. Daar praat hy spesifiek met die jeug. Dis die moeite werd om dit werklik waar te lees en te bestudeer. En absolute moet, soos ek gesê het, is kwaliteit tyd. Jy hoef nie ure met die kinders te sit nie, maar jy moet tyd met die kinders spandeer. Jy weet, sulke goed soos as jy kan saam ontbyt doen, as jy kan saam lunch doen, as jy kan saam aandete doen. Maar meeste ernstige moenies is, elkeen kom by die huis, gaan in sy kamer en slaan sy deur toe en jy sien hom die volgende oggend. En dan natuurlik die elektroniese en digitale verslawing, selfone, laptops, rekenaars, is absolute moenie. Die moed is werklik waar dat jy kwaliteit tyd saam spandeer en julle verhouding met die Here versterk. Ons glo baie sterk en ek seker almal glo dit, dat huisgodsdienst is belangrik. Al ons kinders is nou al vir lankal uit die huis uit, en die laatlammetjie is in die koshuis by Affies. Michael John is by Affies en hy is in wat die ou noem die ou standaard 8. Wat is dit, graad 10? So, daar was nie 'n aand wat die kinders nie bed toe gegaan het nie, waar daar nie huisgodsdienst gehou was nie. In die slaapkamer, in die beddens, by mekaar, by die kinders, it's done. En dan jy weet, wanneer jy die geleentheid kry is om die kinders te leer, want dit word nie meer noodwendig op die skole gedoen, maar in ons jonger jare was dit. Ons het selfs 'n Bybelklas gehad op skool, kan jy dit glo, in die 60's. Ek onthou. Jy het lekker skool toe gaan en dan het jy Bybelklas gehad, maar daai tyd was dit nou vir jou boringste klas, want jy as kind het eintlik nie besef wat is die waarde daarvan. Maar jy het geleer oor Noag, hoeveel was op die ark, en jy het geleer oor die 12 disippels en oor die skepping en al daai goed. En vandag as jy by 'n skool 'n toespraak doen en ek vra vir die kinders hoeveel mense was op die ark, het dan nie 'n klou waarvan ek praat nie. As ek vir hulle vra hoeveel disippels was daar, het hulle ook nie 'n idee nie. As ek vir hulle sê daar was 12 en ek vra watter een
wat was die een wat Jesus verraai het, wat sy nou met hulle nie idee, as ek hulle vra waarmee begin die Bybel, en waarmee eindig hulle het hulle nie idee. Dis hoe shocking dit is, mense. So moeds met gesinne en families is om al hierdie ander goed toe te pas van higiëne, al hierdie goed toe te pas van nie jou kop vol en met 'n ding nie om dit uit te werk. Jy weet selfs die Bybel sê ook, moenie in die aand gaan slaap as jy nie dinge verwerk het. Moenie in bitterheid gaan slaap en in nait en in woede. Sort 'n ding uit. So, dis 'n verskriklike probleem in ons land, is die behoorlike kommunikasie tussen ouers en hulle kinders. En dan selfs tussen pa en ma. Want jy kry min huwelike wat really op die bol is hoor. So die huwelikssituasie in Suid-Afrika is baie erg. 1 uit elke 10 is in 'n egskeiding, 1 uit elke 3 doen net gangseks. As hulle by mekaar verbystap, sê hulle fuck you. Well, that's it. Dit is so erg het is, daar's nie verhoudings nie. En dit het 'n ewige effek op die kinders. Ja. En die kinders sien dit en dit is vir my verbasing dat ouers tot vandag toe nog nie besef dat alles wat hulle doen, beleef en ervaar in die huis, stel die kinders op en meer. Want hulle baie sensitiewe geeste, hulle siele tel dit op. En dan soek hulle dieselfde tipe van maatjies by die skool uit. En dis wanneer hulle wetteloos raak. So ja, moenie jou kind ongedissiplineerd los nie, en moenie jou kind daar laat. Ja. Maar jy praat van die onthou ons vak Bybel, die Bybel waarvan jy gepraat het, die vak. Ons het 'n actual vak gehad. Ons het die psalms uit ons koppe geken. Ons het die Bybel geken van voor na agter, elke boek, Genesis, Exodus, die hele toetie het ons. En soos jy sê, ons kinders ken dit nie. Glad nie. En ja. Die eerste Bybelding wat ek geleer het, was toevallig in Engels, want ek was baie jonk in 'n Katolieke skool gesit deur my ouers. Nie noodwendig omdat ons Katoliek was nie, maar omdat dit die beste skool was. Dit was daar in wat sy area. Maar in ieder geval, dit was in Pretoria. En ek was 4 jaar oud toe gaan ek skool toe in daai Katolieke skool. En die eerste ding wat in ons dag geleer was Onse Vader. Ja. Ek het hom in Engels geken. En baie ander goed. So die kinders daai tyd, toe ek nou in laerskool die poort toe gekom het, hier by Derde Poort en hier waar ons is in die Leeufontein en Kameeldrift area. Toe die vakke daar was incredible, want daar was 'n vak ook wat se naam geestesweerbaarheid was. En dis waar hulle jou nie net die dinge geleer het van die Bybel ensovoorts en verhoudings en ouers en allerhande ander goed, enigiets wat te doen het met waaroor jy weerbaar moet wees en kennis van moet neem, maar dat jou basies voorberei het dat jy word ouer en jy word 'n tiener en al daai goed het weggeval. Maar mens, jy weet, daar's baie moeds en monies en ek gaan jou 'n interessante ding sê, want ons is klaar, dat mense weet wat is 'n moed, hoor. Ja. Mense weet wat is 'n monie, mense weet wat is 'n monie. Mense weet wat is waar en wat is vals. Ek praat nou nie van as jy iets op jou foon kry, jy is onseker en jy weet nie of dit 'n knock of 'n scam is nie. Ek praat van in jou hart hierdie goed wat te doen het met jou liggaam, jou gees en jou siel. Die mens weet met selfs die bietjie inligting wat die mens het, weet hy wat is reg en wat is verkeerd. Maar jy weet, dit is baie interessant, né? Jy kry nie verkrachting onder die mees, kom ons noem dit die nagelaatste mense in die Amazone. Jy kry nie verkrachting daar nie, because inherent in hulle harte weet hulle. Jy verkragt nie 'n kind en jy pas 'n kind op en jy maak 'n kind mooi groot. En jy leer hom alles. Jy leer hom pylboog skiet, jy leer hom alles oor die natuur en jy leer hom om te survive in die Amazone. Sure. En dieselfde, jy kan maar kyk na die Boesmans daai tyd. Daar is nie verkrachting onder Boesmans gewees wat in die woestyne geleef het met niks.
wat vir dae moes loop om te jag en water te kry. Hulle het die familiestrukture daar was, alhoewel nou in die maan geglo het. As jy nou kyk na al die tribes en mense, wat ons noem as, wat nou nie modern is, kan jy kyk, die mens weet, en hy weet daar is 'n groter entity bo, want die Bosmans het die maan aangeroep, en die ouens in die Amazone het nou weer iets anders daar genoem, een of ander arend of iets. Hulle het altyd na iets groter gekyk, en toe het die mens nou gekom en gesê, die groter ding na waar julle kyk, wat na julle omsien, is Jesus Christus. Dis hoe die evangelie na hulle toe gebring is. Maar die modernisasie van die mens het veroorsaak dat misdaad teweeggebring is. So in die hart van die mens, sê ek nou vir jou, almal wat hier saam met my luister, weet in sy hart, as hy 'n sigaret aansteek. It's wrong. He shouldn't do it. Hy weet in sy hart, as hy ander ou se beursie steel, is verkeerd, of sy. En hy weet in sy hart, as hy verkeerlik optree teenoor sy kinders, of as iets aan sy kinders doen, veral seksueel. Hy weet. Hy weet, die mens weet het. En die Engelse woord is so goed. Man has seared his conscience. In ander woorde, weens modernisasie, die mens homself gewetenloos self gemaak, want hy het aanhoudend sy stemmetjie doodgedruk, sy gewete weggedruk en verwyder. En hy maak en breek en voel en gaan en sê en doen soos hy wil, because he wants to be God. Maar anyway, mens, ek is seker as heel wat kommentare en goed en maar verder met hulle praat. Dat ek net gaan hoor. Ja. En Mel voor jou ding nou. O ja, ek het gesien, is besig daarmee. Maar net op 'n ernstige genoot sê Bux vandag, Mike is reg, higiëne is baie belangrik en huisgodsdienst is die mees belangrikste. Ek kan klaarkom sonder baie dinge, maar ek kan nie 'n dag sonder God nie. Ek is 'n stoutgat of nie, maar ek glo en vertrou op my hemelse Vader. Thanks, Bux. Jy is my broer in Christus. Waardeer jou. Dankie dat jy altyd saam luister. En 'n bietjie die ander mense kry dat hulle luister, hulle kan leer hier, hoor. Ja. Groete my vriend. Maar ek dink en liefde mix vir jou ook, hoor. Baie liefde en goed en mooi is. Baie dankie. Mike, sterkte daar met Mel en al daai dinge waarmee jy besig is. Ek het gesien op social media. Dis die hele dag op social media van Mel hulle wat daar gearresteer is in Amerika. Jy het mos die projek, jy kan hom al vir enigiemand aanstuur, maar hy is op jou platform, so jy kan dit lees, en ons sal almal op hoogte. Ons vra dat die Here julle almal daar ryklik sal seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding. As ons net dit het, we're not going to make anything wrong, or break anything, or do anything wrong. En ons vra dat die Here ons barmhartig en genadig sal wees, dat ons hom sal dien, die Here God, met ons hele hart, siel, verstand, al ons magte, al ons kragte, ons algehele sintuie, ons hele liggaam, gees en siel, en dat ons probeer om ons naaste lief te hê soos onsself. Wat 'n opdrag is ons moet. Sterkte vir julle, mooi loop. Baie dankie, Mike. Selfde daar, blessings daar vir jou.